Goeiedag en baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Jesaja 43 vanaf vers 15. Kom ons lees saam. Ek is die Here, julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. So sê die Here, wat in die see 'n pad maak, 'n deurgang in die magtige waters, wat strydwaans en perde laat opruk, 'n leermag, ja, 'n magtige een, saam lê hulle daar. Hulle staan nie op nie. Hulle is geblus, soos 'n lampet uitgedoof. Moenie dinge van vroeër in herinnering roep nie. Op vorige gebeure moet julle nie die aandag vestig nie. Kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit gaan nou uitsprei. Kan julle dit nie besef nie? Selfs in die woestyn sal ek 'n pad maak, in die wildernis riviere. Ons leef in 'n wêreld waar die toekoms soms onseker en vol uitdagings lyk. Maar as volgelinge van Jesus het ons altyd rede tot hoop. In Jesaja 43 herinner God sy volk aan sy krag en getrouheid en nooi hy hulle om nie vasgevang te bly in die verlede nie, maar om uit te sien na die nuwe dinge wat hy gaan doen. En hierdie boodskap vir hulle is ook vir ons. Hierdie boodskap ondersteun deur Jesus se beloftes in die Nuwe Testament, gee ons 'n hoopvolle blik op die toekoms. In kort sê die Here vir Israel, ek is die Here, julle heilige, die skepper van Israel, julle koning. En dan sê hy, so sê die Here, hy het 'n pad deur die see gemaak, 'n deurpad deur die geweldige waters. En dan sê hy, dink nie aan die vroeër dinge nie en slaan nie ag op wat van ouds af was nie. As ons hierdie verse lees, en ons kyk na hierdie verse, wys God na sy groot dade in die verlede. Soos die bevryding van Israel uit Egipte, en die wonder van die Rooi See. Maar hy sê egter vir sy volk, dink nie aan die vroeër dinge nie. Waarom? Omdat God hulle wil leer, om te fokus op wat hy nou en in die toekoms gaan doen. En soms werk dit so met ons lewens ook. Ons is so vasgevang in die verlede, dat ons nie die wonderwerke in die Here of 'n toekomsverwagting het nie. Ons sien dit nie raak nie. Dit boikot ons. Dit vat van ons. Wanneer ons net in die verlede lewe, bly ons nie net daar nie, maar ons word gevangenes daarvan. Dit beteken nie dat ons die verlede moet vergeet nie, maar dat ons nie toegelaat moet word om deur ons mislukkings, ons foute of selfs suksesse van gister gevange te bly nie. Mag ons aan God se getrouheid dink en ons geloof vestig in sy vermoë om ook nou in ons lewens te werk. Soos die Hebreërskrywer sê, Jesus Christus is dieselfde gister, vandag en tot in ewigheid. Dieselfde God wat jou deur die wildernis gevat het, in die woestyntye van jou lewe, is die God wat nou saam met jou is, en is die God wat jou toekoms voorberei, vir dit wat moet gebeur. Ons word uitgenooi om vorentoe te kyk, oë gefestig op Jesus. In die Nuwe Testament beklemtoon Paulus hierdie waarheid in 2 Korintiërs 5. Hy sê, as iemand in Christus is hy 'n nuwe skepping. Die ou dinge het verbygegaan, kyk, die nuwe het gekom. Of jy nou sukses of mislukkings agter jou het, Jesus maak jou nuut. Hy nooi jou om met vrymoedigheid vorentoe te kyk, met die sekerheid dat hy reeds 'n nuwe pad vir jou voorberei het. En dan in vers 19 sê God, kyk, ek gaan iets nuuts doen. Dit is alles aan die gebeur. Net soos God beloof het om iets nuuts te doen vir sy volk, telke male. Daai was amper soos 'n repetisie. Gee ook vir ons 'n toekoms vol hoop. En hierdie belofte word volledig vervul in Jesus. Paulus se woorde in Filippense. Sy woord is 'n teksgedeelte wat ek al 'n paar keer neergeskryf het en by myself herhaal het. Hy skryf in die Filippense, ek is veral ook daarvan oortuig, dat God, wat die goeie werk in julle begin het, dit eind uit sal voer, en dit sal voleindig op die dag wanneer Christus Jesus kom. Hoe leef ons met hierdie vars
vars blik op die toekoms. Hoe hou ons vas aan hierdie beloftes? Dat ek sal met jou wees, en dat ek die werk wat in jou gedoen is, wat in jou lewe doen, dat ek dit sal klaarmaak. En dat ek jou sal vat na plekke, ver meer, as wat jy ooit kan dink of bid. Ons vestig elke dag opnuut ons geloof in Jesus. Maak nie saak hoe onseker die lewe lyk nie. Dis wat ons doen. Ons hou aan opstaan. Ons hou aan die wêreld in sy oë kyk. Ons hou aan sê en bely dat die Here is die een wat vooruit gaan. Die Here is die een wat reeds in môre is. En ons weet dat hy is ons verlosser en dat hy 'n goeie plan vir ons lewens het. Ons vertrou dat hy reeds die plan en pad vir ons lewens ken. Al is hierdie pad deur die see of die woestyn. En dan laat die verlede agter. En dis een van die moeilikste goed wat ons in ons lewens kan doen. Ons sukkel. Ek bely ek sukkel om soms die verlede agter te los. Dis soos om by 'n graf te gaan sit om skoon te maak en vars blommetjies op te sit. Ons gaan terug baie keer na ons grafte toe. Maar die uitnodiging is bring jou bekommernisse, spyt en mislukkings na Jesus toe en laat dit by hom. Ek vergeet wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in om die wenstreep te haal en leef met verwagting. Soos Jesaja sê, ek gaan iets nuuts doen. En my gebed, my uitnodiging vir jou, my aanmoediging vir jou is bid en vra dat God jou oë sal oopmaak om te sien waar hy reeds in jou lewe werk. Wees oop vir die nuwe dinge wat hy wil doen, selfs al lyk dit anders as wat jy verwag het. Kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons verlosser is. Dankie dat ons altyd met hoop na die toekoms kan kyk. Want U is in beheer. U is ons God. Help ons om ons oë oop te hou en gerig te hou en met geloof te lewe, wetende dat U iets nuuts in ons lewens wil doen. Ons dankie daarvoor en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen.